Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 4de Januarie 2026. Die leesdiens word waargeneem deur ouderling Andries Kreer en hy lees uit Numeri 13. Die tema van die preek: Glo jy om in die krag van die Here te oorwin? Goeiemôre geliefdes. Kom ons raak stil voor die aangesig van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 98 vers 3 en 4. Ek lees net vers 3. Laat by die psalm in vreugdegebore jou harp en stem hom loof en dank. Laat opklim deur die tempelkore, trompette en basuin geklank. Laat vreugde die Heer se huis deurbewe, want groot is Israels vors en Heer. Die see en alles wat daar lewe, die ganse wêreld moet hom eer. Ons staan en sing ons Psalm 98 vers 3 en 4, daarna bly ons geloof. Die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en ewige lewe. Amen. Ons luister nou met die nodige eerbied na die wet van die Here volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo
of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my liefhet, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustig geseën en geheilig. Eer jou vader en moeder, dan sal jy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis doen en ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord die Here op sy wet, terwyl ons so sit, dan sing ons Psalm 119 vers 20. Ek oordink nou al my weë om my aan u wet te dien. Of ek staan en of ek struikel, kan ek klaar daaruit beken. Of ek dood is, of ek lewe, kan ek klaar daaruit verstaan. Ek verhaas daarom my skrede, om weer in u spoor te gaan. Psalm 119 vers 20, daarna ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons nader u troon van genade met diep ontzag. Want ons kom tot u met die besef dat u groot en almagtig is. U is die ware God. U is almagtig. U sorg vir ons. U dra ons, u vertroos ons. Die grootste nood wat ons het, ons sondeskuld, dit is betaal, ons Here Jesus Christus, wat dit vir ons ten volle betaal het. Sodat ons 'n lewe tot in ewigheid kan hê. As ons dan so saam is, dan kan ons nie anders as om in dankbaarheid saam te wees nie. Dit is met dankbaarheid, met blydskap, Here, dat ons u kan dien. Dat ons weet dat ons saam kan sing tot eer en verheerliking van u naam. Dat ons in die gebed kan kom en u kan aanbid. Loof en eer vir al die goedheid wat u so onverdiend aan ons gee. Ja, dat ons geloof kan bely. Dat ons kan hoor wat u woord sê. Dat ons daaruit vertroos, versterk, vermaning kan kry om voort te gaan op ons lewenspad. Met die sekerheid dat u ons lewe rig en lei. Dit troos ons ook, Here, as ons voor die dood te staan kom. Ook vir hulle wat die afgelope jaar geliefdes aan die dood verloor het. Hulle plekke is leeg.
wil U hulle families vertroos en bystaan. Dra hulle ook in U groote genade en U goedheid, so bid ons Here dat U met elkeen van ons sal wees. Wees met ons waar ons 'n nuwe jaar betree, wat onbekend is. Lei ons op die regte pad, om op die regte pad te wandel. Oog altyd op U gerig, waar ons hulp vandaan kom. Dankie vir die werk wat gedoen is die afgelope jaar, die akademiese jaar wat voltooi is. Ons dankie vir die werk wat die teologiese akademie die afgelope jaar gedoen en afgehandel is. Ons bid vir die synode wat die week in sitting gaan. Wil U met al die afgevaardigdes wees, dat dit wat bespreek word en besluite wat geneem sal word, dat dit sal geskied onder die leiding van U Heilige Gees. Seën ons kerk, dat ons met oorgawe die blye evangelie sal verkondig. Dat ons met blydskap ook uit hierdie erediens kan stap, omdat ons weet, die evangelie is 'n blye evangelie. Maak ons harte warm, want ons hoor van ons koning wat gebore is, oorwinning, wat vir ewig oorwinnaar is. Vergewe ook ons baie sondes wat ons doen, in gedagtes, woorde en werke, elke dag van ons lewe. Here, vergewe dit. Ons vra dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Met die oog op die prediking, sing ons Psalm 77, vers 6 en 7 terwyl ons so sit. Ons sing in die psalm van die weë van die Here, hoe dat hy nie net sy volk, maar ook ons lei, sodat ons in sy hand is. Dit is in besonder in die prediking dat ons hierop fokus, dat ons kan dink aan die groot dade van die Here, wonderbaar deur hom gedaan. Psalm 77, vers 6 en 7. Lees vanaf vers 1. Ek lees voor dit in 1983 vertaal. Ter agtergrond, nadat die Here die volk uitgelei het uit Egipte, kom hulle dan uiteindelik naby Kanaan. Dan word die opdrag gegee om Kanaan te gaan verken. Nou lees ons van vers 1 af. Die Here het vir Moses gesê: "Stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israeliete sal gee te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is." Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran-woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. Hulle was, dan volg hier baie name van die 12 stamme,
Ek lees slegs die leiers van die stamme se name, naamlik Samua, Safat, Kaleb, Jigal, Hosea, Palti, Gadiel, Amiel, Seter, Nagbi en Geo. Dan lees ons verder volledig van vers 16. Dit is die name van die manne vir wie Moses gestuur het om die land te verken. Moses het aan Hosea, seun van Nun, die naam Josua gegee. Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken en vir hom gesê: trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe. Bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon, sterk of swak, min of baie is, of die land waarin hulle woon, goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Dit was juist die tyd van die eerste ryp druiwe. Hulle het toe die land gaan verken van die Sin-woestyn af tot die Regob by Lebo-Hamat. Hulle het deur die suidland getrek en by Hebron gekom, waar Achiman, Sesai en Talmai afstammelinge van Enak gewoon het. Hebron is reeds 7 jaar voor die Egiptiese stad Soan gebou. Toe hulle by die Eskol-spruit kom, het hulle daar 'n rand met 1 druiwetros afgesny. 2 van hulle het dit aan 'n stok gedra, saam met 'n paar granaat en vye. As gevolg van die tros wat die Israeliete daar afgesny het hulle die plek Eskol-spruit genoem. Nadat hulle die land 40 dae verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in Paran-woestyn aangekom. Daar het hulle Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. En dan vers 27 tot 31 is ons teksverse. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nageslagte van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stil gemaak en gesê: ons moet beslis optrek in die land en besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerig onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê: die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het ook daar reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Ons lees tot hier. Mag die Here ook sy woord vanoggend met almal se harte seën en bekragtig. Broeder en suster, ek lees van die voor 'n preek van Dominee P.A. Coetzee, emeritus van Potchefstroom. Ons teksverse is Numeri 13 vers 27 tot 31. Hierdie hele verslag wat hulle die land verken het, die land van melk en honing, waar die onderskeie volke woon. En dan sê Kaleb in vers 30, het hy die manne stil gemaak en gesê: ons moet beslis optrek in die land en besit neem, want ons kan dit doen. En dan vers 31, maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die tema van die preek is: glo jy om in die krag van die Here te oorwin. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is weer hard besig om die jaarprogram vir die jaar saam te stel. Nou dink 'n mens so met die opstel van hierdie jaarprogram,
Wat lê die jaar vir ons voor? Dit is veral hier in die begin van die jaar wat hierdie gedagtes opkom. Wat van die toekoms? Wat hou dit in? Vir baie van ons was die afgelope jaar 'n traumatiese jaar. Gesondheid, dood, hartseer, drama in ons lewe. Maar wat van die nuwe jaar? As ons so in die koerante lees, as ons hoor oor die nuus, dan is dit so asof 'n mens bang word vir die toekoms. Bang word omdat die magte buitekant ons bedreig. Het jy al ooit gedink of gesê dat die magte wat ons bedreig is te groot, te magtig? Ons sal nie kan weerstand bied nie. Wat help dit tog om te stry? Kom ons gooi maar handdoeke. Kom ons hou maar op. Die kerk van die Here is so klein, 'n klein kuddekie in hierdie magtige groot wêreld. Israel was ook in so 'n situasie. Vanaf Egipte trek hulle tot in die woestyn Paran, net suid van die beloofde Kanaan. Nou is die einde in sig. Voor hulle lê die beloofde land. Nog net die laaste krag inspann. Hulle moet die vyand oorkom. Die mense wat in daardie land woon verslaan, want dit is die land wat die Here vir hulle gegee het om in te woon. En dan beveel die Here vir Moses, wat ons noem eintlik goeie oorlogsstrategie. Maar die Here beveel vir Moses om dan verspieders uit te stuur, om te gaan kyk, hoe lyk hierdie land? Verken dit. Alles haarfyn bespied. Dis die opdrag. Presies weet waar elke volk woon. Hoe lyk die land? Wat is die omstandighede? Jy kan nie net eenvoudig in enige oorlog in 'n land ingaan, sonder dat daar nie baie goed ook beplanning is, sodat daar ook logisties die nodige is om daardie land aan te val. Uit die aard van die saak sou 'n gunstige verslag ook die volk aanspoor om verder met meer entoesiasme hierdie land te verower. En dan doen die verspieders. Hierdie 12 manne, elkeen uit 'n stam van Israel, hierdie leiers, hulle gaan en hulle verken hierdie land deeglik. Hulle bring ook van hierdie vrugte saam. En uit die verslag blyk dit dat dit werklik 'n goeie land is. Kanaan is 'n besondere land, wat soos die Here hulle beveel het, 'n land is wat oorloop van melk en honing. Dit wil sê, getuig van sy oorvloed. Hy kan sy inwoners versorg. Soos die Here beloof het, het hy hulle nou by 'n begeerlike land gebring. Daar is egter een probleem wat die verspieders ondervind. In vers 28 sê hulle dit. Hulle sê, maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. En ons het ook die nageslagte van Enak was 'n groot man, reus daar gesien. Tot sover is die verslag van die verspieders eenparig. Dis 'n algemene rapport. Die feite wat hulle neerlê, oor die feite bestaan hier geen meningsverskil nie. Maar nou kom dit by die aanbevelings. Gebaseer op die feite, dan loop hierdie weer uit mekaar. Feite is reg. Maar as hulle kom by die aanbevelings, dan kom die weer van geloof en klein geloof. Van die wat in die krag van die Here die vyand wil aandurf, en die wat volgens menslike beweegredes voor die oormag terugduins. 10 van die verspieders openbaar hulle klein geloof. Hulle moet oorleef, nog voordat die stryd aangekondig is. Gee hulle al gewonnen. Hulle het 'n groot geskrik vir die mense, die reuse, die versterkte stede. Nou is die tragedie, hulle hou dit nie vir hulle self nie. Maar hulle vertel dit vir die volk, en as hulle dit aan die volk vertel, dan maak hulle die dinge nog erger. En dan hou hulle nie hulle by die feite nie. Maar hulle las ook nog dinge aan. En hulle vergroot ook nog dinge. En dan word die storie al hoe smaakliker.
Dis mos hoe 'n kinderstorie maar werk. Hy begin by werklike feite, maar uiteindelik dan is daar soveel wolhaarstories dat jy nie meer kan onderskei tussen fiksie en feite nie. En nou word die reëse so groot dat hulle die verspieders so springkane het. Ek kan myself voorstel, broer en suster, as iemand vir jou sê, weet jy, daar in China is die mense so groot, as ek daar staan, lyk ek soos 'n springkaan teenoor hulle. Hulle is hier by die 30 meter hoog, dan gaan ons natuurlik 'n bietjie skrik. En dis nou presies hierdie oormatige aanbieding, wat hulle heeltemal nie meer met die feite hou nie. Die energieke was groot mense, maar daarom nie so groot. Nee, liever Egypte toe, liever diensbaar word as om in so ongelyke stryd te waag. Ons sal niks vermag teen hierdie oormag. So praat die klein geloof wat die Here hier raak sien. Hierdie klein geloof wat eintlik in 'n sekere sin ongeloof raak, wat die beloftes van die Here nie glo nie. Waarom raak dit nou ongeloof? As jy nie meer glo wat die Here vir jou beloof het nie, dan raak jy ongelowig. Nie al die verspieders glo nie. Daar is 2 van hulle. 2 van hierdie leiers, Caleb en Josua. Hierdie 2 manne kyk deur die geloofsbril. Hulle probeer van die feite niks afstand doen. Hulle weet die vyand is magtig. Hulle weet die stede is versterk. Hulle glo aan God se beloftes. Hulle glo aan God wat vir hulle gesê het. As die Here sê, weet dan vandag dat die Here jou God is, wat voor jou uittrek soos 'n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle vir jou onderwerp, sodat jy hulle gou kan verdryf en tot niet maak, soos die Here jou God beloof het. En op grond van hierdie versekering van die Here, kom Josua en Caleb met die skone geloofstaal en sê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Dit, broeder en suster, dit is bemoedigend, versterkend naas die taal van die ongeloof. Om hierdie geloofstaal te hoor, hulle het dieselfde gesien as die ander mense, maar met hulle oë uit 'n ander hoek gekyk. Die meerderheid het hulle self vergelyk met die geoefende soldaat in die stede. Die reëse het dan wanhopig geword, maar Josua en Caleb het die stede, die versterkte stede, die reëse, nie met hulle self vergelyk nie, maar met God vergelyk. Daarom was hulle verseker van die oorwinning. Die verspieders het gesê, julle lyk so springkane in die oë van die reëse. Josua en Caleb sê, hierdie volke, hierdie stede is soos 'n stoffie, nie eers soos 'n springkaan nie, soos 'n stoffie in die oë van die Here. Daarom sê hulle, kom laat ons optrek, laat ons gaan, laat ons oorwin, want die Here stry saam met ons. Maar die volk word oorval deur klein geloof, en die geloof eindelik, broer en suster, die hartseer van die 40 jaar in die woestyn, waarin al die volwassenes sou sterf, en dan na 40 jaar, dan trek die volk, stry God in die eerste stad Jericho. Jericho word ingeneem. 7 dae trek hulle om die stad. Die 7de dag 7 maal 7 keer. En dan ewe skielik stort daar die versterkte stad se mure in mekaar, sonder dat hierdie volk enige iets gedoen het. En hierdie stad word ingeneem. Een stad na die ander val. God stry vir hulle. In die geloof neem hulle die beloofde land in besit. En dit sou hulle deel gewees het 40 jaar gelede. As hulle in die geloof ingetrek het, sou presies dieselfde gebeur het. Die Here laat sy beloftes geld. Nou dink ons vandag, broer en suster, as ons verspieders sou uitstuur om die toekoms vir ons te verkry, wat sal ons sê? Kan dalk so wees, mense kan sê, ons het die wêreld ingegaan,
Daar is so baie mooi dinge, daar is so baie mooi lande, daar is enorme tegniese ontwikkeling. Maar die oormag is te groot. Hierdie reuse, hierdie ongeloofsmagte wat ons gesien het, word by die dag al sterker. Die reus, die sekularilisme is in Europa aan volle sterkte. Kerke word gesluit, ongeskepte museums, slegs 'n klein persentasie. Minder as 10% van Europa is gelowig. Dit help nie om weerstand te bied nie. Die Christelike godsdienst het verloor. Te groot ongeloofsmag, selfs ook in die land waarin ons bly, raak dinge vir ons al moeiliker. Daar is te veel volke wat in hierdie land moet bly. Ons sal maar 'n ander tuiste moet soek. Daar is te veel korrupsie, magsweldes, nepotisme, misdaad, geweld. Wat die kerke aanbetref, is so klein. Klein teenoor die ongeloofsmagte wat ons wil oorspoel. Die aanslag van die Satan op die kerk word al lewiger. Ook in die gelowiges se lewe raak die aanslag al hoe sterker. En dan is daar sekere mense wat selfs die bestaan van die Satan ontken. Die grootste fout wat jy seker ooit kan maak, is om te sê dat jou vyand nie bestaan nie. Dit sal rustiger wees as ons maar alles los. As ons van vooraf 'n kompromis sluit, ons beginsels afwater, nie so sterk staan ten opsigte van ons geloofsstandpunte nie. Maar meer sê, maar dis heeltemal reg. Ons is maar een van vele godsdienste. Daar is godsdienstgelykheid. Ons moet ophou sendingwerking en evangelisasie. Die taal van die ongelowige, van die lafaard, van die hemselper, wat voordat die stryd begin het, reeds planne gemaak het om verdrae te teken van geloof. Daarom, broer en suster, moet ons besluit of ons deur hierdie Satangees wil laat verlei, want dan gaan ons saam met hulle wat in die woestyn omgekom het, ook omkom. Want van die hele geslag van Israel was dit net Josua en Caleb wat uiteindelik kon intrek in Kanaan. Daarom moet ons besef dat ons alleen in die geloof in God kan stry. Alleen in die geloof in God kan oorwin. Dat ons aan sy beloftes moet vashou. Dat God nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Ons moet nie die feite oorsien nie. Ons moet nie die struikelblokke oorsien nie. Struikelblokke wat so groot soos reuse is, soos magtige, versterkte stene wat staan in die pad van die evangelie. Dan kan ons soms so moedeloos word. Dink maar aan die disippels. Toe die Here Jesus Christus daar aan die kruis hang, het hulle gesê, maar ag, kyk, nou is alles verby. Niks gaan kom van al hierdie mooi beloftes wat ons die afgelope jare by die Here Jesus geleer het. Dis onnodig. Alles verby. Daar hang hy gaan doodgaan. Maar as Christus daardie Sondagoggend opstaan, dan verander alles. As die dood oorwin, dan gee hy aan sy kerk leiding en rigting. Dan maak hy weer daardie verstrooide disippels bymekaar en sê, gaan en verkondig hierdie evangelie. Dan word die kerk juis 'n kragtige bastion in hierdie wêreld. Klein ja, altyd klein. Want die uitverkorenes in die getal van al die mensdom is klein. Baie geroep, min uitverkies, sê Christus. Maar ons bly 'n krag in hierdie wêreld. Ons kan nie te opgooi nie. Ons moet voortgaan. Ons moet ons taak, ons roeping uitvoer met alle mag en alle krag. En as die Heilige Gees uitgestort word, dan is dit juis om die bruid voor te berei vir die bruiloft, krag te gee, te troos in hierdie hartseer dae, geloof te gee om die goeie stryd te stry. Daarom, broer en suster, ons moet die realiteit te raak sien. Die kerk van die Here moet dit doen. Ons moet die uitdagings raak sien. Ons moet nie oogklap aansit nie. Ons moet besef ons is in 'n geweldige groot stryd. Menslik gesproke, 'n ongelyke stryd.
maar in die krag van die Here, moet ons kan sê dit wat Paulus gesê het, ek is tot alles in staat in Christus wat my die krag gee. Soos Paulus wat sê, ek het die stryd gestry, ek het die geloof behou, verder is weggelê die kroon van geregtigheid. Want dit is die taal van geloofsvertroue. Dis die taal van geloofsmoed. Dis die taal wat lynreg staan teen ongeloof en kleingeloof, lafhartigheid en belangeloosheid. Stry die goeie stryd. God gee krag. Want in Christus sal ons oorwin. Hy het die dood oorwin. In hom is ons oorwinnaars. Hy gee dit. Hy rig die slap hande en die lam knieë weer op. Hy het alle mag op die hemel en op die aarde ontvang. Dit is hy wat die boekrol het, wat die 7 seels oopmaak, wat die seels oopmaak, sodat die loop van die geskiedenis kan afloop. Hy bepaal, hy rig, hy lei, ondanks die swaar van die kerk, bly ons oorwinnaars. Hoekom bly die kerk oorwinnaar, broer en suster? Hoekom raak ons partykeer moedeloos in ons lewens? Is dit nie so dikwels omdat ons teen die probleme kyk en dan staan ons hier, dan sê ons hierdie probleme is so groot soos reuse. En ons is so klein soos sprinkane teen hierdie enorme probleme wat vir ons voorlê in ons land, in die wêreld, in die kerk. Plaas daarvan om te sê, vergelyk die probleme wat ons het met God. Dan raak die probleme wat ons het, of wat ons bedink, die probleme wat dalk werklike feite is sonder enige byvoegels. Maar as jy die met God vergelyk, is dit 'n nietigheid, is dit niks. As ons staan voor die almagtige God van die hemel en die aarde, die ewige God, ons moet dit leer, broeder en suster, om in hierdie wêreld uit die regte hoek na dinge te kyk. Selfs ook wanneer ons krisisse in ons persoonlike lewens ervaar, probleme in ons land wat menig is, ja, maar kyk uit die regte hoek. Kyk uit die geloofshoek, sien God raak en vergelyk jou probleme nie met jouself nie, maar met die almagtige God, wat hierdie probleem in een enkele oomblik laat verdwyn. Daarom is die opdrag, kom soos Josua en Caleb sê kom. Kom laat ons optrek. Ons is oorwinnaars. Ons weet ons gaan dit word ten volle eendag. Laat ons optrek agter die kruis van ons Here Jesus Christus, die owerste, die leidsman, die volëinder van ons geloof. Trek agter hom aan, want hy lei ons doelgerig na die beloofde land, die beloofde erfenis, die ewige lewe met God. Amen. Kom laat ons dank. Ons dank U, o Here, dat ons weet dat ons alleenlik in U krag kan oorwin. In eie krag is ons nie daartoe in staat nie. In eie krag is ons nie in staat om die evangelie te verkondig en uit te dra nie. Daarom wil ons bid, o Here, gee ons die krag, die moed, geloofsmoed, om in die geloof te stry, elke dag, en om in U krag te oorwin. As ons dan swaar kry, as daar toewens in ons lewe, as daar stryd is, as ons die ons geloof magte raak sien, as ons al moedeloos raak, as ons in die koerante van al die moord en korrupsie lees, of oor die nuus hoor, gee dat ons nie in ongeloof en klein geloof sal versink nie, maar sal raak sien, dat die Here van alle Here, ewig God is. Dra ons dan in hierdie sekerheid, sodat ons as skerp van die Here, ons roeping kan volvoer, ons taak kan volbring, om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens en wat barmhartigheid. Ons sing ten slotte, Psalm 91 vers 5 en 6, ek lees net vers 6,
Rondom jou reis die engele voet met liggewiekte tree. Hulle kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weë. Hulle bied op Gods bevel hom aan, die hulp van wilgehande, en dra hom waar die reispad gaan, oor liewe rotserande. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Met die volgende afkondigings, verjaarsdag die week wat kom. Vandag 4 Januarie Luke Kriel en Anka van der Heever. 5de Marina Rudolf, 8de Waldo Landman, die 9de Baden Botha en John Buitendag, die 10de Santi Bierman. Baie geluk aan die lidmate, mag u ook 'n geseënde tyd en daar jare voor hê. En dan 'n lief en leed, ons dra ons gebede op vir Santi Viljoen, wat gediagnoseer is met mondkanker. Baie sterkte in die tyd van beproewing vir haar en haar geliefdes. En dan het ons verneem dat Albert en Daniel se dogtertjie, Jasla se dogtertjie, is die week in die hospitaal gewees, met paravingertjie beseer. En moes 'n operasie ondergaan. Baie sterkte op vir hulle. En dan wil ons ook vir voorbeeld vra vir die algemene sinode van die gereformeerde kerk wat in Sitting gaan wees volgende week. Ons predikant is op daar afgevaardig en Dominee Leon sal op D4 eerskomende Sondag terug wees om hier sy dienste waar te neem. En dan wil ons ook vir ieder en elk 'n voorspoedige nuwe jaar toewens. Mag dit Here se seën en hand op ons almal wees. Baie dankie vir